Goeiemôre. Jy luister na die 91ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is die wagges senuwee. Nou kom ons by 'n baie interessante deel van traumaberading uit. Ek moet eerlik sê, die eerste keer wat ek gehoor het van die wagges senuwee, was ek maar half skepties. Dat die wagges senuwee te doen het met angstigheid en stres, dit het vir my sin gemaak. Maar dat dit 'n sleutel kan wees om trauma te verwerk? Wel, soos ek sê, dit het vir my na spookasem sielkunde gelyk. Maar nou sluk ek my woorde. En hier is die inligting wat my oortuig het. In die vroeë 90's het Stephen Porges, 'n neurowetenskaplikus en sielkundige, navorsing gedoen oor die autonome senuweestelsel om te sien wat die effek van stres op die hart is. Terwyl hy navorsing gedoen het oor hartklopvariasie, die rol van die wagges senuwee, emosionele regulering en ook gekyk het na kinderontwikkeling, het hy besef dat die tradisionele model van die autonome senuweestelsel te eenvoudig gestel was. Die klassieke model stel voor dat ons 'n simpatiese en parasimpatiese senuweestelsel het. Daaroor het ons reeds gestel, en dis 'n geldige verduideliking. Maar iets kort. Iets is meer gekompliseerd, het hy gedink. Om dit te verstaan, moet ons opnuut kyk na die wagges senuwee. Net 'n bietjie agtergrond. Die wagges senuwee is al vir meer as 2000 jaar bekend aan medisyne. Die Griekse geneesheer Galen, wat geleef het 129 na Christus, het reeds die kraniale senuwees so genoem, na aanleiding van die senuwee wat weigerend is, met ander woorde, 'n swerwer of rondloper. Want die wagges senuwee loop vanaf die brein na die keel, hart, longe en ons ingewande. Later, in die 17de, 18de en 19de eeu, het navorsers al besef dat die wagges senuwee die hart, asemhaling en spysverteringsstelsel beïnvloed. In 1921 het die Duitse fisioloog Otto Loewi 'n beroemde eksperiment uitgevoer wat gewys het dat stimulasie van die wagges senuwee hartklop kon vertraag deur 'n chemiese stof vry te stel. Hiervoor het hy 'n Nobelprys ontvang. Stephen Porges het voorgestel dat die wagges senuwee nie uit 'n enkele sisteem bestaan nie, maar uit twee sisteme. Die bevinding wat hy gemaak het, is dat die wagges senuwee uit die ventrale vagale stelsel bestaan, as ook die dorsale vagale stelsel. Kom ons kyk nou na die autonome senuweestelsel binne groter perspektief. Wanneer die ventrale vagale stelsel geaktiveer is, voel ons veilig, dink logies en kreatief. Ons kan leer, verstaan, verbeel, beplan en belangrik, goeie verhoudings handhaaf met ander. Met die ventrale vagale stelsel geaktiveer, haal ons rustig asem deur ons diafragma, baie belangrik. Ons gesigspiere is ontspanne, ons hartklop is normaal, ons maak oogkontak met mense en ons voel sosiaal gebonde. Die simpatiese senuweestelsel, en onthou nou, simpaties saam met die emosies, is ons veg- en vlugstelsel. Hierdie stelsel word geaktiveer wanneer ons gevaar waarneem en ons beleef angs, woede, paniek of hiperwaaksaamheid. Die liggaam word voorberei om te veg of vlug. Ons hartklop verhoog. Bloed word na ons spiere toegestuur en adrenalienvlakke styg. Die dorsale vagale stelsel is verantwoordelik vir die vriesaksie. Dit is wanneer trauma of gevaar ons so oorweldig, dat ons net een ding kan doen, en dit is om te vries. Die liggaam skakel af, energievlakke val dramaties, emosies word afgestomp. Die dorsale vagale stelsel geaktiveer, beleef iemand dissosiasie. Emosioneel, soos ek sê, is hulle afgestomp, maar belangrik, daar is ook 'n ineenstorting van biologiese funksionering.
sodat iemand in hierdie toestand nie hulle blaas of maag noodwendig kan beheer nie. Die liggaam sluit af. In hierdie toestand beleef mense ook geen pyn nie. Die verdere belangrike bydrae wat Porges gemaak het, is om ons bekend te stel in die begrip neuroception, neuropersepsie. Dit is ons liggaam se vermoë om voortdurend ons omgewing te skandeer, te evalueer. Is ek veilig? Is daar gevaar? Word ek bedreig? En luister mooi, dis 'n autonome reaksie. Ek hoef nie vir my liggaam dit te sê nie, is nie bewustelik nie. Ons brein en ons liggaam is konstant besig met hierdie lesings van die omgewing waarin ons is. Dit is juis met hierdie perspektiewe in gedagte dat nuwe moontlikhede oopgegaan het in die veld van traumaberading. Navorsers soos Bessel van der Kolk en Peter Levine het nuwe traumaberadingsvoorstelle begin maak. Neem 'n mens die vagus senuwee in ag en die feit dat trauma preverbaal is, in ons senuweestelsel gestoor, nie alleen in ons brein nie, en veral nie in ons rasionele brein nie, dan begin dit sin maak dat trauma op 'n ander manier as praatterapie verwerk kan word. Of kom ek stel dit anders, op meerdere maniere. Praatterapie bied nie altyd vir alle mense uitkoms nie. As jy nog nie oortuig is nie, wil ek vra dat jy sit vir die volgende brokkie inligting. Die vagus senuwee bevat ongeveer 80% sensoriese vesels en ongeveer 20% motoriese vesels. Wat dit beteken, is dat 80% van inligting deur die vagus senuwee nie vanaf die brein na ons liggaam gestuur word nie, maar van ons liggaam na ons brein toe. Dus, wat as trauma nie net slegte herinneringe is nie? Wat as trauma, en ons kan byvoeg angs, in ons lyf gaan sit het, in ons liggaam, in ons senuweestelsel? Dan maak dit 'n breër veld oop, is dit nie? Om te dink oor trauma, ontlonting, traumaberading. Wat dink jy? Is die impak van hierdie inligting op bestaande praatterapeutiese benaderings? Wat dink jy is die tekortkominge van kognitiewe benaderings tot trauma? Wil ek bysê eenvoudige of enkelvoudige benaderings daartoe. Bessel van der Kolk sê nie dat praatterapie of kognitiewe terapie nie geldig is nie. Wat hy wil voorstel is dat ons te eng daaroor dink. Want in sy loopbaan, wat oor etlike dekades gestrek het, was daar mense wat hy in sy praktyk gehelp het, wat nie deur praatterapie of kognitiewe terapie gehelp kon word nie. Dink saam met my. Watter nuwe moontlikhede gaan oop as ons die vagus senuwee se belangrike invloed op trauma in ag neem? Daaroor praat ons môreoggend verder. Ons gebed vir môre is gebaseer op Psalm 13, in 'n tyd dat die gelowige, deur waardeur hy ook al gegaan het, selfs gevoel het of God van hom vergeet het. Kom ons bid saam. Hoe lank nog, Here, gaan U my bly vergeet? Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae in kommer deurbring? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Here, ek hou vas aan U troue liefde. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. In Jesus naam, amen. C. Langenhoven het gesê, die slim man ken al die paaie, die wyse ken die een regte pad. Liefde en 'n geseënde dag verder.